Ons wonderlike Vader, wat 'n kosbare voorreg is dit nie om U te kan aanbid nie, om U te kan dien, om U te kan lief hê deur die werking van die Heilige Gees in ons, wat daardie liefde uitstort, en wat in ons harte roep, Abba Vader, dat ons daardie begeerte het om by U te vertoef, om met U te wandel, om U te raadpleeg, om U welbehaaglik te wees. En Vader Jahwe, wanneer ons so saam is as 'n gemeente vanmôre, om U te dien, om U naam groot te maak, ook in die lofliedere wat ons gesing het, wil ons vra, Vader Jahwe, word U in ons midde ook vanmôre verheerlik. Al die lof, al die eer kom U toe, in Yeshua se naam, dank en eer ons U daarvoor. Amen. Nou wil ek, voor ek begin vra, kan jy onthou wat was ons eerste liedjie? Die pottebakker. Kom ons blaai gou saam na Jeremia 18 toe. Ons gaan vanmôre so 'n bietjie handel oor die gedagte, twee beginsels wat Jeremia opper rondom die klei in die hand van die pottebakker. Die eerste ene is 'n bemoediging, 'n waarskuwing, 'n herinnering, en die tweede ene is 'n oordeel. Wanneer hierdie klei nie toelaat dat die pottebakker dit brei en vorm nie, dan word hierdie klei verpletter op die grond. Nou kom ons lees Jeremia 18 en ons skryf bo aan die boodskap, vormbare klei of gebreekte erdekruik. Vormbare klei of gebreekte erdekruik. Vers 1 van hoofstuk 18. Die woord wat van Jahwe tot Jeremia gekom het. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om 'n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk, soos dit gaan met die klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe het die woord van Jahwe tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek Jahwe. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker is, so is julle in my hand, o huis van Israel. In een oomblik sal ek spreek oor 'n nasie en oor 'n koninkryk, om dit uit te ruk, om dit te gooi en te vernietig. Maar as die nasie waaroor ek gespreek het, hulle bekeer van hulle boosheid, sal ek berou hê oor die onheil wat ek van plan was om hulle aan te doen. En in die ander oomblik sal ek spreek oor 'n nasie, oor 'n koninkryk, om dit te bou en te plant. Maar as hulle doen wat verkeerd is in my oë, deur na my stem nie te luister nie, dan sal ek berou hê oor die goeie waarmee ek gesê het, dat ek aan hulle goed sal doen. Sê dan nou tog aan die manne van Juda, en aan die inwoners van Jerusalem dit, so spreek Jahwe, kyk, ek maak onheil gereed teen julle, en ek dink 'n plan uit teen julle, bekeer julle tog elkeen van sy verkeerde weg, en maak julle weë en julle handelinge goed. Tot sover lees ons saam. Die omstandighede van Israel is op die vooraand van die vernietiging van Jerusalem. Almal kan onthou, Jeremia was die profeet, min of meer 140 jaar na die wonderbaarlike verlossing onder Hiskia, wanneer hierdie geweldige leers van die Assiriërs Jerusalem omsingel, en Jahwe, soos hy geprofeteer het in Hosea 1, dat hierdie koning nie 'n pyl sal inskiet nie, hy sal niks dien teen die stad nie, het Jahwe op 'n wonderbaarlike manier 'n engel gestuur, wat 185.000 doodslaan in een nag, van daardie Assiriërs, en die Assiriërs trek weg. Wonderbaarlik hoe Jahwe die stad Jerusalem bewaar het. As ons in gedagte hou, dat die noordelike deel, die 10 stamme, alles is weggevoer, Assirië toe, ook die suidelike deel is alles oorwin, net een stad het oorgebly, en jy kan onthou, dit was die vervulling van die profesie, wat vroeër gebeur het, wanneer die koning van Juda, en die koning van Israel, gevertrou het op die koning Assirië. En wanneer hy die koning van Assirië vertrou, dan sê Jahwe, maar is presies wat gaan gebeur, omdat jy nie op die water van Siloam, wat saggies vloei, Jahwe vertrou het nie,
Maar op die magtige spruit, die Efraat-rivier wat bruis, sal daardie Efraat, wat 'n sinnebeeld is van die Assiriërs, oor sy walle stroom, en hy sal die hele gebied van Israel tot by die nek toe sal hy opstoot. En dit het presies so gebeur. Assirië opgetrek teen Israel, die hele gebied oorwin, behalwe die kop, naamlik Jerusalem. Maar, en dit was die probleem, in plaas daarvan dat Israel gekyk het, dat die getrouheid van Hiskia om voor Jahwe te gaan buig en wanneer hierdie Assiriese leer om hom is, en te sê Jahwe niemand kan red soos u nie, en die wie in die handeling van Juda gerig het om Jahwe te dien, en daarom het Jahwe hierdie Assiriërs afgeslaan. Dit is nie in berekening gebring nie. Daar is net gekyk na die fisiese stad. En die toestand in Jerusalem in die tyd van Jeremia was vleeslik. Die manne wat weens gewoonte godsdiens geglo het, die tempel is in Jerusalem, die tempel kan nie val nie, die tempel kan nie vernietig word nie, het ons nie 140 jaar vroeër gesien, dat dit onmoontlik is, maak nie saak hoe groot die ryk is, of hierdie maghebber wat teen Israel kom, Jerusalem kan nie val nie. En hierdie valsheid het plaasgevind in Juda, en daar was 'n vorm godsdiens gewees, oorweldigend gewees. Hulle het die tempel gehad, hulle het die tempeloffers gebring, maar wat het hulle saam met dit gedoen? Hulle het die Baals aanbid. Hulle het die weduwees en die wees het hulle vertrap. Elkeen het vir homself geleef, elkeen was besig met sy eie lewe. Dat Jahwe kan sê, te vergeefs vereer julle my met julle lippe, wat ons almal goed ken, maar julle harte is ver van my af. Deur vormgodsdiens was daar elke dag die aanbidding van Jahwe gewees, weens menslike oorlewering. En die volk was dikwels besig met Jahwe. Maar sonder dat hulle weet, dat die profeet Jesegiel lankal geprofeteer dat Jahwe sy tempel verlaat het. En al wat agtergebly het, was hierdie sogenaamde beeld van Jahwe, naamlik die tempel. Maar Jahwe was lank reeds uit sy tempel verwyder weens die hoerery van Israel. En wanneer Jeremia dan opstaan as 'n enkele profeet in hierdie verwagting van hierdie ryk wat voorlê, dan profeteer hy hierdie woorde voor die volk. Israel, Jahwe is die pottebakker en ons is die klei. En as hierdie klei toelaat, soos hy laaste wekroep, elkeen wat van sy verkeerde weg en hom, as julle bekeer van julle verkeerde weg, dan en maak julle handelinge goed, dan sal ek julle weer bou tot 'n kosbare pot, 'n erdekruik tot eer van Jahwe. Is dit wat die leiers van die volk gedoen het? Is dit wat die maghebbers van die volk gedoen het? Jy moet mooi luister, want ek gaan nou terugkom na ons eie posisie in Suid-Afrika. Want in hierdie posisie kom Jeremia en hy sê vir hulle, soos u goed weet, sluit die poorte oop. Moenie beklei teen Babylon nie. Wat doen die koning? Na koning, want is 3 konings wat mekaar opvolg in Juda. Elke keer is daar die vertroue op die vlees. Kom ons gaan na Egipte toe. Op daardie stadium was daar 2 magshebbers gewees in daardie tyd. Babylon in die noorde en Egipte aan die suide gewees. En so, wat was die eerste optrede gewees? Wanneer ons konflik het met Babylon, wie gaan soek ons hulp? Ons gaan soek hulp by Egipte. By wie moes Israel gaan hulp soek het? By Jahwe. En daarom kom Jeremia en hy sê iets baie onpopulêrs. Hy sê, maak oop die poorte van Jerusalem, dat Babylon kan inkom. Hy gaan julle wegvoer. Julle gaan in ballingskap gaan, want is die oordeel weens julle sonde. En ons praat daarvan van die vertraagde oordeel van Jahwe, bedoelende, die oordeel word vol, totdat hy voltrek word. En daarom, hierdie is die moment van die voltrekking van die oordeel van Jahwe weens die sondes van die konings van Juda. Julle kan dit nie ontvlug nie. Maar luister nou na Jahwe, laat toe dat die poorte oopgemaak word, gaan in ballingskap weg, want daar is geprofeteer deur Jeremia, julle sal weer terugkeer. Maar wat sê die volk? Nee. Wat sê al die valse profete? Hou die poorte toe. Ons het die huis van Jahwe, ons hoef vir niks en vir niemand te vrees of te vlug nie. En dis die hartseer, hoe dikwels ons in die naam van Jahwe kan profeteer en dinge sê, terwyl Jahwe dit nooit gesê het nie. En hier staan hy klomp profete op voor die volk, en hulle sê, Jahwe het gesê, ons sal nooit verower word nie.
Kan jy onthou, daar was 'n stad in die verlede, wat Israel gedink het, sal nooit val nie. Toe Israel nog nie regtig 'n koninkryk was nie. Israel kom uit die Rigterstydperk uit, waar daar hierdie, onthou in die Rigterstydperk was 'n tydperk van onsekerheid. Daar was geen georganiseerde eenheid gewees in Israel nie. Dit was stamme wat apart was van mekaar. En daar was hierdie vyande rondom Israel en tussen Israel wat hulle nie uitgewis het nie, het vir Israel baie moeite verskaf. En dan wanneer hulle uit hierdie Rigterstydperk uitkom na die laaste ene, na Simson, en hulle begin gevorm word met met Eli, daar by Silo, en die verbondsark van Jahwe daar by Silo staan, dan sê die volk, hierdie heiligdom kan nooit vernietig word nie. En dan wat gebeur? Jy kan almal onthou, wat doen die seuns van Eli? Die seuns van Eli is met al die verkeerste goed wat daar is besig. Hulle horeer met die vrouens wat daar werk. Hulle is besig met alles wat verkeerd is. Hulle vat van die offer voordat dit geoffer word aan Jahwe. Dat die woord sê dat die heiligdom wat aan Jahwe heilig was, wat het die volk gedoen? Hulle het dit begin verag. Want dit wat eintlik moes heilig wees aan Jahwe, is verontreinig. Daar gaan iets gebeur, dat elkeen wat dit hoor sal sidder. Hierdie verbondsark wat so heilig is, wat so geweldig is, en onthou nou, daar was 'n geweldige respek vir die verbondsark, want die verbondsark was hoog heilig. Jy kan onthou later, wanneer die verbondsark deur koning Dawid na Jerusalem toe geneem word, en hy van die wa af wil, wanneer hy daar deur die knik gaan, en die manne gryp en hulle raak net aan die verbondsark, wat gebeur met hulle? Hulle sterf. Of die geleentheid waar die manne nader gekom het om te kyk, hoe lyk die verbondsark? Hulle is dood. En daarom was dit hierdie verwagting, maar is onmoontlik dat hierdie verbondsark weggevat word, en die verbondsark word deur die Filistyne geneem, en Silo word totaal vernietig. Maar die spesifieke woorde was, dat elkeen wat dit hoor, van dit wat gaan gebeur, weens julle sonde gaan sidder. En die tweede keer wanneer hierdie woorde geuiter word, is oor Jerusalem. Dat Jeremia sê, elkeen wat hierdie dinge hoor, wat gaan gebeur, dat hierdie heiligdom van Jahwe, wat vir Jahwe is, wanneer dit deur die vreemdes vertrap en vernietig gaan word, elkeen wat dit hoor gaan sidder. Nou vir ons is dit moeilik om dit in te dink, maar dink terug aan daai tyd, aan die wonderlike verlossing, en wat 'n agting die volk gehad het om te dink, die tempel van Jahwe, Jahwe is daar, hulle kon nie in die heiligdom ingegaan het nie, en die hoëpriester kon net een slag in die allerheiligste gaan een keer 'n jaar, en die heerlikheid van Jahwe daar gebrand, en as jy op 'n onwaardige wyse ingegaan het, wat het met jou gebeur? Jy het gesterf. En hierdie heiligheid van Jahwe, maak nie saak wat gebeur nie. Vreemdes kan dit nie inneem nie. Min het die volk geweet. Omdat die volk Jahwe verlaat het, het hy hulle verlaat. En wanneer Jeremia dan in die woord van Jahwe opstaan en sê, sluit oop die poorte, laat hierdie Babyloniërs inkom. Want as julle die poorte gesluit hou, gaan julle net die huise vol lyke maak. Dan sê al die valse profete nee. Ons sal oorwin. En klink dit nie amper iets wat ons wil glo nie? As ons nou in daai tyd was, dink net vir 'n oomblik terug, as ons in 590 voor Joshua, as ons geleef het daar binne in Jerusalem, en hier kom hierdie leer van Babylonië, want daar was 3 wegvoerings gewees, en hier kom hierdie leer van Babylonië nader, en ons hoor die profete wat vir ons sê, maar moenie bekommerd wees nie, soos Jahwe 140 jaar vroeër, op 'n wonderbaarlike manier hierdie vyande vernietig het. Dit gaan weer gebeur. Israel, julle gaan sien hoe Jahwe voor julle vyande vernietig. Is dit iets wat ons graag sal wou glo? Ja. En die vlees van die volk het dit aangegryp, want hulle harte was verwyderd van Jahwe. En so beskik Jahwe dat Jerusalem val. En hy word vernietig en hy word verpletter. En net vir interessantheid, wat wou die valse profete met Jeremia doen? Hulle wil hom doodmaak. Hulle gooi hom in die blokke, hulle gooi hom in 'n put om hom dood te maak, maar Jahwe het gesê hy sal lewe. En Jeremia is die een wat dit alles oorleef. Kan jy onthou wanneer daardie Hanania, daardie valse profeet kom,
wanneer Jeremia in 'n juk geslaan is, en hy kom daar voor die koning, dan kom Hanania, hierdie valse profeet, en hy vat hierdie juk van Jeremia af, en hy breek, want Jeremia sê, so sal julle uit die stad uitgeneem word, in hierdie juk na Babylon toe, en kom Hanania, en hy sê, en hy haal die juk af, en hy breek die juk van houtstukkend, en hy sê, so sal Jahwe die juk van Babylon sal hy verbreek, julle sal nie weggevoer word nie. Wat sê Jeremia vir hom? Hanania, hierdie juk wat van hout was, sal Jahwe nou van yster maak, sodat jy hom nie kan breek nie. En jy sal weggevoer word. En jy, Hanania, sal sterf. En as ek reg onthou, 3 dae later, sterf Hanania. Omdat jy gespreek het, wat Jahwe nie gespreek het nie. Waarby ek wil terugkom, klei in die hand van die pottebakker. Of ons is klei wat deur Jahwe gevorm word, of ons is klei wat na ons eie wil optree. En ek wil jy moet onthou, dis nie dat Israel net sekulêr was nie, hulle was besig met godsdiens. Hulle was besig met die aanbidding van sogenaamd van Jahwe. Hulle het die offers gedoen, hulle was besig daarmee, maar hulle hart was nie by Jahwe nie. En dis wat Joshua sê, of wat Jahwe sê, en wat Joshua later bevestig, hierdie volk kom nader om my te vereer met hulle lippe, met hulle offers, met dit, maar hulle hart is ver van my af, sodat Jahwe op 'n stadium sê, dis is die profeet Hosea wat hy sê, maak toe die tempel, dat hulle nie meer kan inkom tot my nie. Verskoon nie Hosea nie, Jesaja. Dat hulle nie meer my drempel deurtrap nie. Geliefdes, sodat hoofstuk 19, ons het nou in hoofstuk 18 gelees, sodat in hoofstuk 19 Jahwe vir Jeremia sê, Jeremia, gaan koop vir jou 'n pot. Gaan koop vir jou 'n erdekruik, en dan vat jy die oudstes en die leiers van die volk saam met jou, dat hulle kan sien wanneer jy hierdie pot koop, en gaan dan uit en gaan staan voor hulle, en vat die kruik, en in hulle midde, terwyl hulle rondom jou staan, dan vat jy daai kruik, en jy gooi dit stikkend op die grond. En dan sê hy vir hulle, dit is wat Jahwe met julle sal doen. Geliefdes, in ons lewens is ons of bruikbare klei wat Jahwe kan vorm, of ons is daai aardepot wat op die grondstukke gegooi gaan word, verpletter, vernietig. En die toets daarvan is nie godsdiens nie. Die toets daarvan is nie hoe hard jy kan praat in die naam van Jahwe en hoe hard jy kan spreek van die wonders en die grootheid en alles van Jahwe nie. Die groot toets is, waar is jou hart? Want dis vir enige een om te kan sê, ek dien Jahwe. Dis vir enige een om te kan sê, maar Jahwe is wonderlik en hy is groot en hy gaan ons verlos en hy gaan al hierdie dinge doen. Waar is jou hart? Hulle wat die hardste geskree het, was die verste van Jahwe af. En hulle wat die stilste was hulle wat Jahwe geken het. Nadat Jeremia vir Hanania sê, Hanania, Jahwe sal hierdie juk wat jy gebreek het van yster maak, sodat jy hom nie kan breek nie. Dan spreek Jeremia 'n baie kragtige woord tot Israel, en hy sê vir hierdie ballinge wat in ballingskap gaan, hierdie volk wat weggeneem is deur Assirië, deur Babylon, en in ballingskap gaan volgens sy woord. En ek wil net dit sê wat hartseer is, omdat die volk nie die poorte van Jerusalem oopgesluit het nie. Omdat die volk gehoorsaam was aan die valse profete, het Jahwe daai kruik op die grond neergeval. Kan jy onthou wat was die toestand gewees van die swaar kry? Die huise is vol lyke gemaak. Dit was geweldig, die moord en die doodslag wanneer Jerusalem val. In so 'n mate dat Jeremia geprofeteer het en gesê, Jahwe gee hulle oor, dat hulle seuns en hulle dogters, is eintlik 'n geweldige woorde wat Jeremia gesê het, wanneer hy daar in hoofstuk 19, ons lees dit gou saam, Jeremia 18, wat Jeremia dan uitspreek, en hy sê vir Jahwe, omdat hierdie volk nie wil luister nie,
Vers 21 van Jeremia 18, daarom gee hulle kinders oor aan hongersnood en lewer hulle oor in die mag van die swaard en laat hulle vroue kinderloos en weduwees word en laat hulle manne omkom deur die pes, hulle jong manne verslaan word deur die swaard in die geveg. Jeremia waarsku, en dit gebeur vir 'n tweede keer. 2 keer in Israel se geskiedenis het hierdie geweldige gebeur. Kan almal onthou wat profeteer Deuteronomium 28, as Israel Jahwe nie gehoorsaam nie. Ek wil gou vra, wat is die kosbaarste vir ons? Buiten ons verhouding met Jahwe op aarde, as ek nou vir u vra, wat is u kosbaarste besitting? Dan is daar een ding, wat jou kinders. Wat is die oortreffende oordeel van Jahwe weens sonde? Die ondenkbare. Dat jy jou eie kinders sal opeet. Nie figuurlik nie, fisies. 2 keer in Israel se geskiedenis het dit gebeur. In Samaria het dit gebeur en met die beleg van Jerusalem. Klaagliedere 4 vers 10 wat getuienis gee weens die honger wat plaasgevind het in Jerusalem. Dat ma's hulle eie kinders begin eet het, wat dood is. Ons sal dit nooit kan verstaan nie, tot jy daar is. En dit is die resultaat van hardheid, wanneer ons nie toelaat dat Jahwe jou buig en jou vorm nie, en jy so besig is in jou kop om vir jouself te sê, maar ek ken Jahwe, ek dien Jahwe, ek behoort aan Jahwe, ek is besig met godsdienst en ek is besig met al hierdie dinge, terwyl jou hart ver van Jahwe af is. Kan jy onthou Yeshua se woorde? Meester, ons het in die naam duiwels uitgedryf, ons het wonders gedoen, ons het tekens gedoen. Wat sê Yeshua? Ek ken julle nie. Geliefdes, my vraag, en ons kom terug na Jeremia 29 toe, nadat hy hierdie juk van Hanania verbreek, en hy 'n eysterjuk sê, dit gaan 'n eysterjuk gemaak word, en Hanania, jy gaan sterf, verskoon in 'n jaar en 7 maande daarna is Hanania sy oorlede. En binne hierdie toestand, kom ons lees nou Jeremia 29 vers 4. So sê Jahwe van die leerskare, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem en in Babel en ballingskap weggevoer het. Vers 5. Bou huise en woon en plant tuine aan en eet vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, dat julle seuns en julle dogters baar en vermenigvuldig daar en moenie verminder nie en soek die vrede van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het en bid daarvoor tot Jahwe, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Want so spreek Jahwe van die leerskare van Israel, laat julle profete en julle waarsêers, wat onder julle is, julle nie bedrieg nie, en luister nie na julle dromers vir wie julle laat droom nie, want hulle profeteer vir julle vals in die naam van Jahwe, ek het hulle nie gespreek, sê Jahwe nie, want so sê Jahwe, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek Jahwe, gedagtes van vrede en nie van onheil, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister en julle sal my soek en my vind as julle my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek Jahwe, en julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek Jahwe, en ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Nou is die vraag, wat is die verband daarmee met ons vandag? Jahwe sê vir Israel, ek stuur julle in ballingskap weg. Wanneer julle daar in Babylon kom, bou huise, plant wingerde,
Moenie luister na die profete wat vir julle sê, maar ons gaan môre terugkeer, ons gaan môre vryheid hê en terug kan keer na Jerusalem toe. Daar waar jy is, moet jy wingerde plant, moet jy huise bou, moet jy die vrede van die stad soek, want in die vrede van die stad sal jy vrede hê. Maar in dit alles weet, soek Jahwe. Want daar kom 'n tyd, wanneer hy jou sal uitruk en terugbring. Kan almal onthou onder Kores? Dit was nie 'n mens nie, dit was nie ons nie, dit was nie Israel wat gesê het, maar nou wil ons terugkeer nie. Dit was Jahwe wat op 'n wonderbaarlike manier, dat 'n koning van Mede en Perse daar besig is in sy kamer, en dat hulle vir hom die woorde bring wat geprofeteer is voor, en dat hy lees van homself, dat Jahwe geprofeteer het deur Jeremia, en die koning van Persië Kores, by die naam. Dit moes wonderlik gewees hoe hierdie koning van homself lees in hierdie profesie en sê, Jahwe het gesê, ek gaan sy ballinge terugbring Jerusalem toe. En dan doen hy dit. En wat ek wil terugkom, dit was nie Israel nie. Dit was nie die wat moes Israel gedoen het? In daai omstandighede, in Babylon, wingerde plant, huise bou, die vrede van die stad soek, maar Jahwe met 'n lewende verhouding dien. En hulle moes geleer het, nie lippetaal nie. Is nie 'n heiligdom wat daar is, waarop ons vertrou nie. Dit gaan oor jou verhouding met Jahwe. En ek wil terugkom na ons eie omstandighede toe. Wees waaksaam teen persone wat elke nou en dan profeteer en sê, die einde is nou hier, daar gaan nou dit en dit gaan gebeur, ons gaan nou losgemaak word of dit. Dis Jahwe se prerogatief. Dis Jahwe se keuse. So rukkie terug, sit ek by 'n man in die tronk, wat toe hy 19 jaar oud was. Ek dink dit was in 93. Toe hy 19 jaar oud was, het hy 'n vuurwapen, hy was in die weermag gewas, het hy sy vuurwapen gevat en hy het vreemdes beginne skiet, omdat hy vryheid wou bewerk. Hy sit nou nog in die tronk. Hy's langer in die tronk nou, as wat hy vry was. Maar die genade is dat hy kan sê, maar dit is genade, want daai tyd het ek gedink dis die vlees, maar nou het ek tot bekering gekom, om werklik te besef, dis net Jahwe, en dat hy kan sê, ek dank Jahwe vir die pad wat ek gekom het, sodat ek nou hom kan ken. En daarom wil ek vir elkeen van ons vra in hierdie môre, wanneer ons hier is, moenie vertrou op elke boodskap en allerhande dinge en verkeerde inligting en alles, hoe ons die heeltyd die vlees fokus en vryheid en alles gaan soek nie. Dien Jahwe in waaragtigheid nou, hy beskik oor wat môre gebeur. En doen jou werk na die beste van jou vermoë. Plant jou wingerd, bou jou huis. Moenie gaan sê, maar die einde is hier, ek hoef nie te gaan leer, of ek hoef nie dit te doen, of ek hoef nie dat te doen nie. Doen na die beste van jou vermoë dit wat jy kan doen. Maar in dit alles, dien Jahwe met 'n lewende, waaragtige hart. Want die onderskeid, of ek werklik Jahwe lief het, Jahwe ken en met Jahwe wandel. Want so maklik word ons land se omstandighede net 'n politieke praatjie. Net 'n politieke betoog. Net soos Israel van ouds. Maar die hart is weg van Jahwe af. En ek sê dit met groot liefde. En die ouens wat die hardste skree, is die ouens wat die minste weet. Vir ons wat aan Jahwe behoort, is ons werk om stil te wees en vertroue. Om werklik ons heil te gaan soek, nie by mense nie, nie by iets anders nie, as by Jahwe. En ek wil daarom vra, die toets vir elke gelowige se lewe, of jy werklik Jahwe ken, of jy werklik Jahwe glo, en of jy werklik Jahwe vertrou. En ek wil elkeen in die oë kyk en ek wil vra, het jy 'n lewende ervaring van Jahwe in jou lewe? Of is Jahwe vir jou net vormgodsdiens? Want dan gaan jy 'n erdekruik wees wat verpletter word in die grond.
maar vir elke klei wat toelaat dat hy vervorm word. In elke gelowige se lewe moet daar enkele beginsels wees. En die eerste beginsel is Romeine 3 vers 23 en 24. Ek het gesondig. En 'n wete daarvan, nie net 'n veraf bekentenis nie, 'n wete. Ek het gesondig en dit ontbreek my aan die heerlikheid van Jahwe en ek was veroordeel en bestem tot die dood. Jy moet dit weet. As jy enige iets minder as dit dink, maar ek is nie so sleg nie en dit wat ek gedoen het is nie so erg nie, dan mis jy die hele punt. Ek was veroordeel. En as dit nie was vir Jahwe se genade, vers 24, maar sonder verdienste, sonder dat ek iets gedoen het, het hy vir my kom sterf. Het hy vir my kom sterf om my te regverdig en my uit te haal. En saam met dit, ek weet, die tweede punt, ek weet en ek glo dat my lewe in sy hande is. En hierdie is baie, baie belangrik. Dat voor die grondlegging van die wêreld het hy my geken en bestem en verordineer. Ek wil vir 'n oomblik stil staan en wil sê, kan jy dit werklik sê, daar waar jy sit, buks, maar ek weet, nie net vir Israel nie, ek vir myself. Jahwe het my geken voor die grondlegging van die wêreld. Hy het my bestem, sodat die woorde van Galasiërs 4, dat Yeshua, net soos Yeshua in die volheid van die tyd gebore is, bestem deur Jahwe volmaak, so is ek in die volheid van my tyd, wat Jahwe vir my beskik het. Nie net per ongeluk, nie wees my ma en pa nie, deur Jahwe se voorsienigheid is ek gebore. Op 'n bestemde, perfekte oomblik. En dat alles wat in my lewe gebeur het, is in die hand van Jahwe. Voor ek verder gaan wil ek vra, kan jy dit waaragtig bely? En ja, dat daar op my pad soms moeilikhede en terugslag en hartseer en vreugdes en blydskap en trane was en al hierdie dinge was, maar dat Jahwe dit alles vat om my te vorm na sy wil en welbehaag. 2 Korintiërs 12, my genade is vir jou genoeg. My krag word juis in jou swakheid so dikwels na vore, sodat jy na my kan gryp. Sodat jy kan besef, maar dis nie net die reddende genade aan die vloekpaal wat Yeshua vir ons, maar elke dag is dit my genade, my genade, my genade, uit my genade leef u en ek. Jahwe se genade aan ons, nie onsself nie. Die hartseer leen wat 'n mens begin glo en wat ons begin glo is, dat ons uit onsself uit asemhaal. Ek wil vir 'n oomblik vra, haal jy uit jou eie krag uit asem? Nee. Vir die ongelowige is dit, ja, hy dink so. En dit is Jahwe se algemene genade oor alles en almal. Elke ding wat leef, hy gee daai genade op asem te kan haal. Maar ons as gelowiges moet dit weet, dat dit elke oomblik se asemteug, daarom alles in my lewe is hy mee goed bekend. My ouerhuis, my familie, alles wat met my gebeur is, alles wat oor my lewenspad kom, elke uitdaging, daai uitdaging by die werk, waarmee jy in die week gesit het, of môre gaan sit, of oormôre gaan sit, hy ken dit alles. Maar sy genade is oor jou in dit alles. En dis die wonderlikheid, kan 'n mens, en dit is 'n geweldige, kragtige wete vir elke gelowige. Jy is nie alleen nie. Ek wil gou vra, eerlik, steek gou my hand op, wie het al alleen gevoel in die lewe? Ja. Daar's iets wat in jou lewe gebeur, Jesus, maar ek is nou alleen. Hoe kan dit met my gebeur? Watter kant toe? Dink julle Israel het partykeer so gevoel? Het Dawid soms so gevoel? Hoe dikwels moes Dawid nie so gevoel het, wanneer hy daar in die Judeese woestyn, die van u wat dalk al prente gesien het, dis net klippe.
Dis droog, dis warm, dis klippe. En in hierdie toestand, dis sulke geweldige berge van rotse. En hy moes vlug vir Saul dag na dag na dag. Dat hy so mooi Psalm 22 kan sê, wat so wonderlike profesie is van Joshua in die vloekhout. Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Waar is U? Maar waarmee kan hy daai Psalm eindig? Jahwe is altyd by my. Dit voel soms vir my, ek is alleen, dit voel soms vir my, ek is in die woestyn, dit voel soms, Jahwe is ver, maar ek is met jou. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die vraag is, glo ons dit? Ek vra nie, weet jy dit nie? Ek vra nie, is dit vir jou iets wat jy al gehoor het? Ek vra, weet jy en ervaar jy dit elke dag? As jy opstaan in die oggend, is my vreugde en my blydskap, Jahwe, ek behoort aan U. Dankie dat U my vashou. Dankie vir dit wat voorlê vandag. Ek wil U verheerlik in alles wat voorlê vandag. My fokus wil ek wees, nie vir myself nie, maar laat U wil oor my geskied. En in dit alles wil ek U naam groot maak. Ek wil U bely en ek wil werklik U verheerlik in vandag. En ek kan dit doen, nie deur my eie krag nie, nie deur my eie vermoë nie, maar U genade in my. Want U genade is vir my genoeg. Kom ons gaan terug na Jeremia 18 toe. Ek wil begin saamvat. Jy kan aangaan met jou ou geuite lewe. 'n Lewe van vorm godsdiens. 'n Lewe van as mense my vra, dan sê ek ja, ek dien Jahwe. En ek beroep my so nou en dan op die Bybel en ek poog so nou en dan om iets te doen wat reg is. Of ek kan waaragtig klei in die hand van die pottebakker wees, wat gebrei word elke dag. En daai brei is 'n konstante ervaring van die teenwoordigheid van Jahwe in my lewe. Ek wil dit vanmôre vir jou vra. Is die ervaring van Jahwe in jou lewe 'n konstante ervaring, of is dit so nou en dan, wanneer ek stilte tyd hou in die oggend, of wanneer ek Sondag by die diens is, of nou en dan, of het 'n konstante ervaring, alles wat ek doen, alles wat ek toets ek aan hierdie, Jahwe, wat is U wil? As ek in 'n argument is met iemand, Jahwe, wat is U wil? As iemand my kwaad doen, Jahwe, wat is U wil? As iemand my indoen in besigheid, Jahwe, wat is U wil? As daar vir my voordeel is en daar is my sukses, Jahwe, wat is U wil? Is dit my ingesit? En dis waar ons voor Jahwe moet buig en sê, Vader, vat my soos klei in die hand van die pottebakker en brei my. En wanneer ek slegte nuus kry, of die juffrou by die skool dalk iets doen waarvan ek nie hou met my kind nie, of die maatjie iets doen, of wat ook al gebeur, iewers waar daai metertjie in die rooi wil gaan, Jahwe, wat is U wil? Want ek leef nie vir myself nie. Ek behoort nie aan myself nie. Geliefdes, dat elkeen van ons werklik deur Jahwe gevorm sal word. Is dit altyd lekker? Geestelik ja, fisies nie. Fisies is dit 'n stryd. Want ek moet vergewe waar ek nie wil nie. En ek moet stil bly wanneer alles in my wil skree. En ek wil op die voorste sitplek sit wanneer dit van my verwag word om voete te was. Geliefdes, die toets vir ons lewens, en ek wil vra dat elkeen van ons dit toets. Is jy klei in die hand van die pottebakker? Of is jy 'n erdepot wat klaar gebak is, wat nie wil buig nie? Dan sal daar die erdepot stukkend gegooi word. Want onthou hierdie beginsel. Elkeen wat nie vrywillig hom voor Jahwe verneder nie, sal deur hom verneder word. Elke knie sal buig. Die keuse is of ons dit nou doen, of dit eendag vir ons gedoen gaan word. En ek wil daarmee afsluit. Laat toe
En onthou, wanneer ons nou praat ons praat nie van sekulêre mense wat sê daar is nie 'n God nie. Ons praat van binne waar gelowiges is, waar almal van ons wat getuig Jahwe is daar. Want dit was die toestand van Israel. Hulle het gesê hulle behoort aan Jahwe, hulle het gepraat van die tempel. Moenie net in vorm godsdiens Jahwe dien nie. Moenie net uit gewoonte uit Jahwe dien nie. Moenie net uit gewoonte bid voor ete nie. Moenie net uit gewoonte jou Bybel vat voor jy gaan slaap en stilte tyd hou nie. Moenie net in gewoonte wanneer jy ver op pad is 'n skietgebed doen om hy veilig aan die ander kant uit te bring. Moenie net uit gewoonte uit elke dag maar aangaan met jou lewe in 'n vorm van godsdiens nie. Maar wees waarlik klei wat gebrei word, wat gevorm word, wat geleer word, wat Jahwe ervaar, wat elke dag wanneer iets met my gebeur, dit interpreteer, Jahwe, wat is u wil? Wat in alles vra, hoe kan ek u verheerlik? Nie myself nie, hoe kan ek u naam groot maak? Hoe kan ek u welbehaaglik wees? My gebed vir elkeen van ons, dat ons nie, soos daardie valse profete, sal sterf in die inname van Jerusalem nie. Maar dat ons getrou gehou sal word deur Jahwe. Selfs al beland jy in die put nou, selfs al kry jy in die gevangenis, selfs al moet jy 'n juk dra, selfs al gebeur erge dinge met jou, Jahwe se genade is genoeg. Mag elkeen van ons werklik 'n lewende verhouding met Jahwe ervaar. En as jy dit nie ervaar, as jy vanmôre hier sit en jy sê, ek wil wees klein in die hand van die pottebakker, gee oor aan hom. Sê Jahwe, ek wil dit graag ervaar, ek wil graag met u wandel, ek wil daai lewe, ek wil dit graag doen. Jahwe se genade is genoeg, sy Heilige Gees, selfs van jongs af, is sy Gees daar, om ons te verander na sy wil en welbehaag. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, so dankie vir u genade, dat ons wat ver was, waarvan Romeine 5 sê dat ons vyande met u was, dat u ons versoen het deur die bloed van Yeshua en oorgebring het tot die koninkryk van u lig, en dat u met ons wil wandel, en dat u ons trek, dat u ons roep elke dag. En Vader Jahwe, help ons dat ons werklik waar in nederigheid toe sal laat dat u ons vorm deur u Heilige Gees, wat elke dag ons roep en trek. Vader Jahwe, help ons dat ons nie so besig sal wees met ons eie dinge, of met die sonde, of die begeerlikhede van hierdie wêreld, of die eie willigheid, of die begeerlikhede na die rykdom en die grootsheid van hierdie wêreld nie, maar dat ons sal weet en besef dat dit alles kom tot niks. Dat ons werklik sal besef, maar is ons verhouding met u wat tot in ewigheid bly. Help ons om met u te wandel, om u liefde en u te volg in elke oomblik, tot verheerliking van u wonderlike naam. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Kom ons hef ons hande op en ons ontvang ons Vader se seën. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn, en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef, en aan ons sy vrede gee. Amen.